Ek gaan maar sê môre, hoor. Maar kyk net hierdie ysie so red. Dis nou, iemand het nou die dag op Facebook gesê, eergister, iemand wat nou kom hengel. Ek weet nie wat het hy gesê nie, want ek wil nie daai persoon wees nie. Red, ek gaan vandag 'n paar lekker dingetjies aanvang. Maar net vir jou hier wys, omdat ons nou 'n bietjie gaan voer, gooi ek vir my so 3 koppies water. Ek kan jou sê hoekom. Nommer 1, Red, soos daar in die Kaap, om hier in die winter, waar die vis maar 'n bietjie sukkel om aan die gang te kom, maar baie honger is, gee ons vir hom 'n lekker samp. Nou ja, saam met hierdie lekker samp, maar is glad, gooi ek my bombooster poeier. En die rede daarvoor is, ek wil hê dan met 'n wolk natuurlik wees waar al hierdie goeders te lande kom. Net lekker deurroer terwyl ek praat. Ek wil hê dan met 'n wolk wees. En wanneer daai wolk beweeg, dit is nou hierdie gedeelte. Dis die sagte gedeelte wat 'n wolk maak. Wanneer hy beweeg in 'n kolom af daar, 'n waterkolom, en die vis begin om ryk, dan moet hulle kan terugkom en hulle moet hierdie kan in die hande kry. Nou om dit reg te kry, het ek mos vir die ouens beloof. Nou net sien waar is van hierdie ouens. Jy sal sien, Red, dit is nou, laat ek my hand probeer skoonmaak. Daar's groot stukke bombooster. Nou in die pakke. En die rede daarvoor is, wanneer die vis al die pad in daai kolom afkom en hulle kom kry vir hulle kossies, dan moet daai kossies daar wees. Met ander woorde, kyk net hierso. Hier kan ek vir jou mooi wys, Red. Kyk net bietjie vir my hier. Nou jy sien. So met ander woorde, 2 koppies, net gou nog 'n koppie bysit. Wanneer die vis in daai kolom afkom, moet daar iets wees wat die vis daar begin aan die gang kry. En dit is natuurlik nou hierdie contrapsie met hierdie fantastiese groot stukke bombooster. So daar het jy hom nou. Nou trek hy. Dit is die bombooster poeier wat dadelik loskom. En hy maak 'n lekker wolk. En die vis kry hom in die hande. Hulle kom stadig terug. En wat kry hulle hierso? Hulle kry die groot stukke bombooster wat stadig maar seker besig is om op te. Jy het nou die rede vir die 3 koppies water in steede van 2. Is dit hierdie kereltjie, Blue Diamond. Nou wil ek weer wys wat doen Blue Diamond. Weet as jy bietjie naby hier kan kom kyk, né? Dan gaan jy sien die Blue Diamond is baie grower. Hy's amper 'n chickpea nommer 1. En hoekom? Want ek wil weer hê die fyn poeier moet saam met die bombooster die waterkolom in, okay? En die Blue Diamond sin met ook dieselfde maak, maar as jy nou mooi kyk hoe lekker growwe stukkies van die Blue Diamond bly agter. Wanneer die vis op jou kol begin eet, dan is dit sulke tyd. Ek gaan net so kaatspoogie watertjie nog bygooi, want ek wil regtig 'n hele looitjie vandag. Ek wil eintlik al hierdie Blue Diamond, en ek gaan net weer wys. Ouens, dit is die nuwe feeder. Jy kan hom oral gebruik, Red, kom loer maar net weer 'n bietjie hier in die sonnetjie. Eintlik moet ek jou wys, as hy eers opgeroer is, né? En ek maak so met hom, dan kan jy hom baie beter sien. Kyk daar, dis klein fyn stukkies, hy's nie poeier nie, soos die ou ene gewees nie. Ek hou daarvan dat iets nou agterbly en jy 'n ordentlike kol kan bou, wat die vis kan gaan haal waar hulle is en terugbring na iets wat aan die gang is. Dit help nie om poeier of bomboosters soos in die ou dae. Nou het hy daai poeiertjie mos, né? Nou gooi ons die poeier nou rou hier oor. Vang hy die water, woep, weg is hy. Visse dink, wow, hier is 5-ster ete, dan kom hulle 2 meter en kry hulle hom nie weer nie. So ek wil aanhoudend 'n streep hê wat gaan. Right, ek gaan net gou nou weer vir jou iets anders wys. Red, so ja, almal weet dit nou al, wat hom gebruik het. 4 ure sal hy so bloei. Meeste van die ouens haal hom by 2 uur uit.
en dan breek hulle hom van die hoekie af. Die oomblik wat hulle hom van die hoekie afbreek, en hulle gooi hom in die water, dan bloei hy nog steeds. So, dit is 'n ontsettende bloeier. As jy hom druk jy hom heeltemal in en dan spring hy weer terug. Okay? Jy kan hom middeldeur sny en dan kan jy hom soos jy altyd maak, saam met 'n garlic tot, hierdie ouetjie se helfte, dan 'n garlic tot en dan hierdie ouetjie se helfte. En dit is ons koller. So wat is dit? Daai koller gaan ook lê in hierdie bed. En hy gaan ook die hele tyd daai groen maak. En dan saam met die koller het ons natuurlik hierdie ou, die rooi bloeier. Okay? So daar's die rooi bloeier wat ons vir die Valdam gemaak het. Nou hy en die koller is dieselfde wat bloei aanbetref, maar die reuk is 'n suiwer mielie. Okay. So wat gebeur nou? Ons het nou daai items in die bak wat die hele tyd stroom afgaan, dan om seker te maak dat ons eindig hom nie te sleg af nie, het ons die bomstroopie. Okay? Nou die bomstroopie en die rooi kerel is eintlik twee manne wat kan saamloop. Nou ja, ou kan seker maak dan as daai ouens begine bloei en te kere gaan en hy alles begine werk in die stukke bombooster en jy hou mos nou aangooi. So jy bou vir jou 'n lekker kol daar, jy kan nou stroom af of hy kan stroom af die kant toe of daai kant toe. So ek wil probeer om te kyk dat al is hy 20 meter van jou voer af, al is hy boer ander ouens se goed, dat die vis nog steeds kan kom red. En die laaste ouetjie is hierdie mielie stroopie. Okay, wat ons dan ook op die voerbal sit en hy het 'n lekker floresientjie by hom en wat hom aanbetref, jy kan hom net weer daar sien. Wat hom aanbetref gaan hy ook bloei, met ander woorde is nog iets by om 'n bloeier te maak vir hierdie kol. As jy hom skud, dis ons enigste floutie, okay? En hierdie floutie is ook 'n bombooster floutie. Hy het so 'n bietjie bombooster aan hom, maar nie te veel nie. So met ander woorde uit hierdie uit, daar waar die hoekasie lê en al daai goed beweeg, het hierdie ou ook 'n bietjie geur aan hom om te beweeg. Die tots is gemaak om 'n 6mm tot. Dit is nou hierdie knapies hierso. Die 6mm tots, nou moet ek met die rooies werk. Die 6mm tots kan op 'n 05, 08 en 'n 1 hoekie kan hy dryf. En as jy sien waar ons adverteer en bemark, dan dryf hierdie ouetjie bo in die glasie aan die hoekie. Hierso is die 10mm tot. Ek wil hom net so bysit. En dan het ons natuurlik, ek en jy het hulle nou nie hier nie, maar dan het ons nog die 14mm. Alles vir feeder. Werner hengel hom, Werner Libbe geniet om hierdie ouens Chocmint feeder te hengel. Jy kan hom spesie toevat, jy kan hom tussen jou mielie of jou tigernut sit of wat ook al. Jy kan hom mooi sny om mooi in te pas ensovoorts. So hulle is nou 2 jaar al oud saam met my, maar ons het 'n lang tydjie gevat om te kyk wat kan hy alles doen. En die vet weet, hy kan elke hengelaar wat daar is, kan hy help. Of dit feeder, of dit spesie, en of dit oeverhengel is. En oeverhengel by my is maar die ander naam wat ek nie gebruik nie. Maar as jy hierdie ouens so gebruik, jy sit 'n klein tot op met 'n groot tot of wat ook al, en Red sal dit hierdie dag, sal sy dit verduidelik. Nou ja, ons het die voorreg om as jy die winter aanpak, dan kom jy eerste, jy vrek van die koue so vir 0:30, maar dan is dit heerlik. Ons is weer hier by Prime View, is naby die huis, dis al wat dit is, en kom ons kyk of daar ietsie vandag gaan gebeur. Dis regtig mooi groot goedie. So wat het jy op hierdie ouetjie gehad, weet jy? 'n garlic tot met 'n garlic deegie,
En voor die garlic tot het ek 'n halwe koller bloeier gesit. En dan het ek op die voerbal banana dip en koller. Waar my vashou daar. Ek wil 'n bietjie nader kom. Dit staan gemaklik man, gaan staan hoog. Ek het hom. Ja, Pragtig. hier is 'n mooi vis. Oh, beautiful. Lieflik. Mooi geskep man. Ja, dankie. Right, ons het nou net hierdie visie gevang. Hy stap so hier verby die 8 kg, amper 9. Wat het ons? Visie. O ja, vis, 'n okay. Knevel. Alright, wat het ons hier? Ons het 'n bombooster voerbal. Okay, Op die voerbal het ek banana dip en ek het koller. okay, Daar's 'n koller. koller. Alright, Daar sy. En aan die hoek het ek 'n wit garlic tot. Voor hom het ek 'n halwe koller tot wat so lekker groen bloei en dan 'n garlic duivelstrek deegie. daar is hy pragtig man. Ag, is mooi. Tel op jou neus. Daar is hy. Daar is hy, pragtig. Lekker rustig. Dankie ou groote. Nou ja, ons het nou net daai groote 8.9, amper 9 kilos. En hierdie ouetjie, wat het hy opreed? Hulle lê sommer lekker. So nou kyk. Nou ja, hierdie twee het omtrent 20 minute, 15 minute na mekaar glad waai, né? Dis 'n goeie ding. Nou weet jy met my hier kom staan, ek dink hy gaan van hierdie kant af wees. Ek bring hom vir jou, hoor. Draai dan vir die draai. Oop, sit daar daar. Kom, sorry. Okay, nee, dis probeer hom guide vir jou. Ek gaan hom nou kry, ek sal nou vir jou sê, hou vas. Daar sy, min of meer nou. Ja, wat het jy Ja, daar? man, ek het 'n burnt caramel tot, daar sy's oranje. Net by sê, dis nou die 9 kg wat nou uitgekom het, 9-1, hè? En dan Okay. het ek aan die ander kant 'n rooi bloeier gehalveer en hom hier kom aansit. Natuurlik met duivelstrek garlic deegie. Deegie. Toe het ek hom bietjie gedip in die maskaramel, jy kan sien né? En dan Okay. op die voerbal het ek maskaramel Okay. en dan so 'n bietjie heuning. Honey. Ag ja, honey. Honey of banana? Honey. Honey. O, okay. Sorry. Honey en Right, net 'n mascarpone. foto. Anys tot. En hy's tot met 'n duivelstrek garlic deegie Okay. en 'n klein bietjie aptekers anys op die voerbal met ons bomstroopie. Okay. Garlic duivelstrek deegie het ek vanoggend uit die yskas gegryp. Hy kom van Sondag af. Dit is ons derde vis nou met die Wat was die derde kombo wat werk? is die derde kombo wat werk, wat baie nice is. Besig met my goed los. Derde kombo wat werk, maar Maar wat ons gemeen het is die bombooster voerbal op 8 en die deegie, garlic duivelstrek deegie. kan nie sonder om dam toe kom nie, man. Mooi red, man. Jy begin daai katrol verstaan, hè? Altyd daai 4 vingers naby hom hou. Daar is hy mooi. Soos in die ou dae, né? Jy weet mos hoe te Orlando en
Ek, met hulle gehengel. ja, waar is die daar, Vader ons. Right, ek gaan nou eers afsit hier so. Dis baie mooi visie. Niks snaaks nie, maar heel okay, hoor. Sy so net in kamera en alles. Sy, baie gelukkig. Anys tot Aha, agter garlic duiwelstreek deegie altyd. en dan op die voerbal net so klein kolletjie aptekers anys en ons bomstroopie. Dis pragtig man. Okay, en ons hengel bombooster voer en natuurlik ek het weer eens 'n bietjie so handjie vol ingegooi toe kom weer aanmaak. Okay. Goed. Hierdie jong mannetjies hardloop, dankie. Ek staan in hartjie weet en ek sien maar daar gaan 'n polisieman. And guess what? Ou Zeus. Nee, dis nie Zeus nie. Dis Bobby hierdie. Dis kleintjie meisie sussie, O, okay. Bobby. Splinter niet. Kom toe dit tussen die beeste deur want die vis is ver daai kant toe. Was jy daar by die bees? Ja. Wie wat was hierop? Laat waai. 'n honeytot Aha. met my breinbrood deegie. Agter Okay, maar wag. en op die broodjie, wat het jy aan hom? heuning en eier Okay. en op die voerbal het ek sapphire, banana strawberry. Okay, so. Wys jy net al die tots, al die geure, né? Hoe werk hulle vir 'n ou? O, Jesusie, bees. Wat's nou hierdie vis met een houtjie? Lekker hard, wat? Dis Bobby se eerste karp, nê? Sy het nou ander dag 'n krab gevang. Maar dis nou haar eerste karp. Hoorie maar so tussen die klippe en die drade en die beeste. Maar jy regtig mooi van jou taak gekooi. Jogg, red, hier is maar 'n mooi ghostie, hoor. Net my moet dan net van die vis. Kom net. Sal jy reg kom op jou eie? Ja, ek sal self reg kom nie worry nie. Een hoekie. Klein sinkertjie. En dan daai Mooi man. my hemel, vrou. Of hy lyk sleg. Daar's hy. Pragtig. Dankie. Geluk man, geluk. Okay, pragtig red met die nuwe stokkie. Bobby se eerste karp. Okay, wat is die ander stokkie wat net so lyk, selfe katrol, Barbie en? Big boy. O, big boy. En dan Okay. is daar nog jou Zeus ook nog. Zeus en dan kleintjie muis. Okay, hier gaan ons. Wat het jy hierdie keer op die voerbal en goed gaan? Honeytot Okay. met honeytot met 'n breinbrood honey deegie. En dan op die voerbal het ek sapphire, banana strawberry. Okay, kom ek sê jou wat, ons gaan hom nou laai en dan kyk ons wat sê jy daar, okay? Wys ons wat jy presies doen. Dankie man. Hierso is 'n Dis 'n honeytot. anekdote, né? Agter hom is my breinbrood heuning deegie. Okay. En toe het ek so 'n bietjie vars suiwer heuning bietjie oorgesmeer. Okay. En toe het ek hom in die dooppoeier, Hierdie my pek oukie. se dooppoeier Okay. gedoop, laat hy lekker klou. En hy het so 'n bietjie van 'n Hy het bombooster. 'n bietjie bamboeser geurtjie in. Okay, En nou dan hier op die voerbal. voerbal het ek heuning gesmeer, suiwer regte heuning. En sapphire, daai rooi is die sapphire, is banana strawberry. Okay. En dis al, né? Dis al. En daai ander wat jy opgesit het, wat is dit? Dis die suiwer heuning. O, is dit die suiwer ene? O, net 'n stukkie. Alsy, dankie. Nou ja, hier gaan hierdie katrol. Ek en jy stry nie baie oor aas nie. Ek los jou mos, maar almal het dit seker agtergekom. Jy doen die aaswerk, ek doen die gooiwerk en dan beide van ons doen die vangwerk. Maar toe sê ek vir jou, Onoy, wat van 'n bietjie wintergreen? Nee, sê jy. Ek het dit gesê. O nee, maar jy sê dan net nou, hoorie frik, ek trust nie die twee stokke se Nee, daai ander kant, daai Daai. kombous van jou dink ek nie is reg nie, maar hierdie een, Is dit nou wintergreen? dis wintergreen blou tot saam met 'n halwe garlic tot. En dan het ek wintergreen en garlic op die voerbal.
Nou staan ek so daarso en kyk vir die bees dan gereed om hom, ja, gereed om hom te keer. En ek kyk so links en ek sien maar hier gaan 'n polisiespan by my verby. Maar dankie Vader dat dit ons kom pla hier so die beeste. Want toe moes ek uittrek want hy het in die lyne gevang en toe gooi ons hierdie op, né? Dis hierdie sonnetjie is nou op die kar, né? Geluk. Moet ek by jou hoor, kyk nou mooi. Wat het jy op? Ek het 'n blou wintergreen tot opgesit met 'n halwe garlic tot. En op die voerbal, natuurlik bombooster, het ek garlic en wintergreen. Maar kyk sy pragtige skof. Dit sê altyd baie goeie Ja. gene. Maar die visse is gesond hier, né? OK, kom ons sit hom neer. Dankie my oumater, waardeer. Lekker spoed aan hulle, né? Net wys waarmee ons hierdie 6 kg gevang het. Hy blou wintergreen tot Mhm. met 'n halwe garlic tot. En dan op die voerbal garlic en wintergreen. OK, en ek het ook die stroppie het ek deur die bal getrek. Ja. Dit is maar net as hy 15 cm is, dan kan 'n ou hom saam die hoeklyntjie in die bal sit en nou hang hy eintlik net vry daar. Hy hoef nie ingesteek te word nie, né? Ja. Nee, hy was nou amper water te hoor. Stok van die Maar gelukkig hoor ek net klak, klak, klak. Ons sit nou hier en filosofeer oor Ja. happiness en oor suiwering en al hierdie sielkundige goed. En terwyl ons so sit, toe hoor ons net klak, klak, klak. Kyk om, dus die stok besig om af te val van die mik af soos hy geruk word deur 'n vis. En raai wat? Dit is weer die wintergreen met die garlic. Ja, hy sit nou lyk as my. Het jy hom? Ek dink ek het hom, hy sit nou 'n bietjie vas aan. Nee man. Ja.